Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons met musiekinstrumente, met woord, met lied, met saamwees, net bewus kan raak van wat vir ons in die oomblik is en ook in die ewigheid wag. Die samesang, die saamwees met U. En dat ons ietsie daarvan kan beleef deur mekaar met sagte oë aan te kyk, vir mekaar 'n Jesus met 'n vel om te wees. 'n Aardse nabyheid van die hemelse werklikheid. Dankie dat ons kan bid dat U asseblief U woord sal seën om vir elkeen te gee wat nodig is uit hierdie erediens en in die diens van die lewe wat U vir ons gun. Dankie dat ons 'n oomblik het waarin ons net nou ons bekommernisse en ons vreugdes in 'n kersie kon aansteek. Dankie dat ons kan uitstap hier nou en in die lewe as dit ware by U offeraltaar 'n vlam aangesteek kan kry, U nagmaalstafel en uitbeweeg om 'n lig in die wêreld te wees. U lig in ons wêreld. Dankie. Amen. Vriende, as thema het ek gekies die opskrif, kan dit verander? En jy sal sien, daar is so 'n brein en daar is ook 'n skoenlapper om soort van die verandering, metamorfose van rispe na skoenlapper toe aan te dui, om net so half iets in die beeld daarvan te kry. En die teks wat ek graag wil gebruik, en ons kan die hele gedeelte daarmee saam lees, maar ek wil net een teks uithaal terwille van vandag, Romeine 12 vers 2. En Paulus skryf hier, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Nou in ons kerklike jaar is dit hervormingssondag, of wat ook reformatiedag genoem word, en dis die herinnering van een van die grootste veranderingsbewegings wat in die geskiedenis van die kerk, maar onthou kerk en staat was daai tyd ongelooflik saam met mekaar verweef gewees. En hoe dit 'n hele samelewing op die ouen verander het. Toe Martin Luther, en hy was maar een van die eksponente van daardie tyd, toe hy sy beroemde 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg in Duitsland in Oktober 1517, klink amper soos die een president met my getalle, toe hy Oktober 1517 dit teen die deur vasgespijker het, en nou moet julle onthou, dit was soort van die symbool waar die mense die goed gehang het, want dis waar jy publiek die goed gelees het, was teen die deure wat hulle opgesit het. En het dit 'n revolusie van verandering ontketen, en dit was beskou dan nou as die begin van die protestantse hervorming, die soort van die amptelike datum daarvan. Maar meer het in daardie oomblikke gebeur, en dit is naamlik dat persoonlike geloof is getransformeer deur die manier waarop na die Bybel gekyk is. Sommer net 'n kantaantekening terwyl ek nou onthou toe hulle die Bybel begin vertaal het vanuit die Latyns, Grieks uiteraard en Hebreëus na Latyns toe, en van daar af het Luther en die ander ouens dit in Duits vertaal, toe die gewone mense ook die Bybel kon lees. Want hulle het die Latyns geken nie, hulle het die Grieks en Hebreëus geken nie. So die Bybel het toeganklik geraak, net soos die selfoon deesdae vir ons die hele wêreld toeganklik maak, en jy in verskillende tale in die wêreld nou kan kyk met Google Translate en dis meer, en jy skielik op hoogte van 'n klomp goed. Dis die deel van die reformatie, is deel van die kuns wat ontwikkel het in daardie tyd, die drukkuns, alles het net skielik die deure oopgemaak vir 'n wêreldbeweging. Kerklike strukture is hervorm, hele gemeenskappe is op die ou end vernuwe. Maar ek wil graag hierdie gebeure van daardie tyd wat ons nou op hierdie hervormingssondag herdenk, 'n bietjie koppel aan ons tyd en die vraag vra, kan dit verander? Kan ek werklik verander? Kan my slegte gewoontes regtig verander? Wie van julle het 'n vrotgewoonte gehad wat verander het? Nou goeie julle. Almal het seker al. Ja. Jy hoef nou te bieg, ek gaan nie vir jou vra nie. Maar kan dit verander? Ek bedoel, dit is die interessante van die goed, dit kan verander, ons weet. Het vat effort, ja, maar slegte gewoontes kan oorwin word. Kan ons gemeenskappe anders word, het ek dieper gevra vir myself. Kan verder nog, kan sisteme wat onregverdig en korrup is, kan dit getransformeer word? Want dis 'n weird gevoel wat nou in ons land aan die gang is, en het kom eintlik al vir ruk aan, maar ek dink die pitsweer is besig om nou uit te borrel, as ek dit so kan stel. Want in Suid-Afrika is hierdie vraag nodiger as ooit. En ons het onlangs gehoor van luitenant-generaal
Makwanasi, ekskuus tog, ek slaan my tong nou vas daar, die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris. En daai ontstellende onthullings wat hy gemaak het oor 'n gesofistikeerde kriminele syndikaat wat die polisiediens, regstelsel lyk dit nou vir ons, die parlement en selfs die regbank dan nou geïnfiltreer het. En ons president het 'n kommissie van ondersoek aangestel en die vraag wat ek dink nou in Suid-Afrika tans loop is, kan dit ooit verander? Is daar verandering moontlik in 'n land waar korrupsie so diep gewortel is? Ek ry, is net weird hoe die goed is. Een van my vriende sê, as hulle in Afrika ingaan, ek kan nie onthou watter land hy nou gesê het nie, hulle doen die 4x4 ding. Hy sê, dan op 'n gegeewe punt is daar nie verkeerstekens of iets nie, hulle trek jou af vir watter spoed jy ook al gery het en gee vir jou 'n boete, want hulle soek die kontant en die kontant gaan net natuurlik nêrens anders heen as daai ou se sak nie. Ek kom in Namibië om klas te gee. Ons ry die aand daar deur die stelsel en trek net na aan die kant die lughawe, trek hulle ons af en kyk alles en die ou sê, hy sê vir my, nee, dis die regte mense wat diens is. Ek sê, hoe bedoel jy nou? Hy sê, as daai ander ou aan diens is, dan moet hulle vir hom eers geld gee vir 'n koeldrank. Die goed is hier tussen ons. Ek sukkel om my huweliks, ek trou 'n koppel en op 'n stadium met binnelandse sake stelsel gehad dat as jy SMS stuur en jy gee die persoon se ID en laat weet dit vir jou terug wat die huweliksstatus van die persoon is, of die persoon geskei is en of die persoon getroud is en of die persoon wie is. En toe hou daai stelsel op. En so trou ek 'n koppel want hulle sê ja, die vrou is geskei, so die dokumente is ingehandig, maar dis nie op die stelsel verander nie. Ons sukkel 2 jaar om dit reg te kry. Net voor dit is een van ons persone wat in die gemeente gebly het, sy is intussen oorlede, wil hulle trou. Ek gaan binnelandse sake toe, ek gaan van die status uit, ons vind uit dat die man met wie sy wil trou, is nog getroud, maar sy vrou is al 3 jaar terug oorlede. Ek bedoel, mense dink nie goed gaan op stelsels reggemaak word, al dies meer. Hy sukkel om lam om voor huweliksdatum reg te kry, hy bel my uiteindelik, hy sê vir my, dis deur, is reg, ek het vir jou 'n fotootjie van, hulle mag dit eintlik neem nie, maar vir my foto geneem om net te wys op die stelsel, dis nou reg, want ek sê vir hom, ek gaan nie weer 2 jaar sukkel, ek bly in die moeilikheid by binnelandse sake met die goed. En ek vra, hoe het jy dit reg gekry? Hy sê het my R500 gekos. Hy sê, maar was nie vir daai persoon nie, dit was vir die hoofkantoor. Nou jy weet die sleg van die ding is, nou dink jy agterna by jouself, die tragiese, hulle het op die ou nooit getrou nie, want die vrou is oorlede. Maar die sleg wat ek daar wil sê van die stelsels, mense besef nie hoe geïntegreerd dit is voor jy begin dink daaroor nie, want hy wil trou. So R500 is vir hom niks om dit reg te kry nie. Maar onbewuslik werk jy mee aan 'n stelsel van korrupsie. En ons kan maar self dink hoe die goed werk. En dis 'n belasting, weet ons, doen die mense dit en al dies meer. Ons praat nou van gewone mense onder ons. Hier in ons gemeente self het mense gebly, ek weet van 2 gevalle, toe ek ingekom het in die gemeente, was die sogenaamde masterband skandaal aan die gang. Gewone mense, maar korrupsie. En miljoene is verloor, en mense is dood daarvan. Dit was trouwens ons eerste selgroep, want ek het hom in die tronk gaan besoek. Ek kon nie hy laat verbygaan nie, nee. So jy sit met die ding en jy dink by jouself, kan die goed verander? Kom ons draai oomblik na Paulus se woorde. 57 na Christus ongeveer is hierdie brief geskryf van Romeine, terwyl hy in Korinthe was, besig om voor te berei om Jerusalem toe te gaan. Dis 1968 jaar gelede dat ek uitgewerk. En 1968 jaar gelede sê hy, julle kan verander. Hy praat van 2 tipes vormgewing. Die een is aan die een kant om gelykvormig te word in die wêreld, of om getransformeer te word na God se wêreld deur vernuwing. En die Griekse woord vir verandering is die woord metamorfo, wat julle ken woord metamorfosis, wat verandering beteken, wat soos 'n rispe wat 'n skoenlapper word, daai effek. En dis nie net 'n oppervlakkige aanpassing nie, dis 'n totale en 'n fundamentele transformasie wat plaasvind. Kom ons doen nou 'n preek net met 3 punte rondom. Die een is persoonlike verandering, en dis die vernuwing van die gemoed. So die vraag is, hy sê,
word verander deur die vernuwing van julle gemoed, en hy dui daarmee alreeds aan sy tyd aan, verandering is moontlik, maar waar begin verandering? Dit begin by ons denke, ons bewussyn, ons innerlike menswees, want dit verander op die ou end jou identiteit, want jou identiteit is die vorming van karakter en gewoontes rondom daardie karakter, wat dit in plek hou op die ou end. En die neurowetenskap begin al hoe meer vir ons bevestig, wat daai tyd al uitgelig is, hulle gebruik deesdae van die term neuroplastisiteit om te sê, dat neurons that fire together, wire together, sodat daar nuwe patrone in jou brein geskep kan word en kan bly word, en dit, die goeie nuus is, dit hou nie op vir jou sterfdatum nie. Jy kan nog verander. So selfs hy grumpy ou met wie jy getroud is, as jy, of grumpy vrou, ek laat maar onbillik wees, kan nog 'n bietjie verander. Daar's moontlikheid. Maar hoe gebeur dit? Ek het sommer net een van die, daar's baie modelle oor die goed, maar ek het een uitgelig, en dit is die model van Prochaska, en dit Clement wat dit beskryf as transteoretiese model van verandering. Moenie hy vreeslike naam onthou nie, ek wil net vir julle die beginsel illustreer. Hulle sê die fases van verandering wat gebeur in persoonlike transformasie is, daar is soort van 'n pre-contemplation, 'n vooroorweging fase. Jy's nog nie bewus van jou behoefte aan verandering nie. Jy's nog onbewus van die probleem. Almal rondom jou mag al moan daaroor, maar jy weet dit nog nie gehoor nie. So dis die eerste fase. Die tweede een is, nou begin jy dit oorweeg, kontempleer. Jy begin dink daaroor, jy raak bewus van die verandering. En dan gaan jy oor na aksie toe, jy neem konkrete stappe om die verandering in plek te sit. En dan is dit instandhouding, maintenance, om daardie gedrag te bly volhard mee, en dan integrasie. En dit word geïntegreer in ons lewens dan, om jou identiteit te vorm. Maar in sy model is daar spesifiek ook 'n woord, relapse, in die plek van daardie integrasie, waarin hy aandui dat in baie van die situasies waarin ons verander, is daar dikwels 'n stuk relapse, jy val weer terug, maar jy val nie so ver terug nie. Dis deel van die groei. Dis amper soos 'n corkscrew beweging, om aan die ander kant te verander. So as iemand gerelapse het, dis nie die einde nie, dis deel van die verandering, dis deel van die groei, om transteoreties te verander, maar dit kom by die bewusword van iets om te kan verander en die keuse te maak. En wanneer Paulus dan praat van die vernuwing in ons gemoed, dan spreek hy juis hierdie proses aan, om te sê, dis nie eenmalige, dis 'n voortdurende praktyk. Ek was byvoorbeeld mal oor rook. Ek like nou nog second-hand smoke, vir die van julle wat rook. Ons kinders rook gelukkig, of ongelukkig. So ek kry genoeg daarvan in. Maar ek was mal oor rook, 40 kansens 'n dag. Want ek het nie gedrink nie. Goddank nie. Het ek veel vertel hoe dit gebeur dat ek opgehou het. Ek dink iemand het gehoor dalk, op die grens vra 'n troep vir my eendag, wil jy vertel van oorwinning? Ek is kapelaan in die weermag. Ek sê ja, hy sê kan jy daai ding neersit? Terwyl ek so staan rook. Ek sê ja. Toe hy wegloop, toe dink ek, ja nee, jy het net gelieg. En toe begin die proses. Soos mense vir my nou vra, rook jy? Dan sê ek nee. Want solank jy sê, ek rook nie meer nie, rook jy eintlik nog. Maar my identiteit het verander, ek is nie 'n roker nie. Jy verstaan hoe die switch kom. Ek hou van die geur van rook, maar ek weet, ek durf nie aan 'n sigaret trek nie. En jy kan self dit op ander goed in jou lewe toepas. So daai goed gebeur met 'n mens, jy raak bewus, dit werk nie. Wilma, ek het eendag vir iemand vertel, ja, dit was die 3de keer wat jy nou opgehou het, van wat gebeur met mense wat skelm rook is, jy kou kogom en jy dink jou vrou ruik dit nie. Maar intussen stink jou klere daarna. En ek het die verskoning gehad om te sê, nee, maar in die menasie waar ons is, daar rook almal so. Ek ruik maar net na rook, en tussen het ek weer skelm begin rook, maar ek het hom nou opgehou. Nee, opgehou nie, al hoeveel jare opgehou. Wilma is al 83, nee. Of 82. Nou, dit geef my die moed dat ander goed ook kan verander in my lewe en in jou lewe. Net hier 'n vraag van iemand wat my bewus gemaak het, wil jy ander mense van verandering vertel, van oorwinning vertel? En Paulus praat nie net hier van jou gemoed nie, hy praat van julle gemoed. Dis korporatief, dis gemeenskaplik.
Dis nie individualisties nie. Navorsing deur Heath en Heath wys dat blywende persoonlike verandering altyd binne 'n ondersteunende gemeenskap plaasvind. Ons verander nie regtig in isolasie nie. Daarom is 'n rol soos om 'n erediens by te woon deel van die veranderingsproses. En hoe meer ek het te vermoed, ons samelewing se uitrafeling het begin deur mense wat al hoe minder begin kerk toe kom het. Hoekom? Want ergens in 'n kerk hoor jy of vir jou is nou goeie kerk of sleg kerk is, maar ergens hoor jy om iets van your hinterland is there's north. Jy weet, as ek dit so kan stel. Dis min of meer die waardes. Jy hoor die Bybel dan ten minste. So as 'n samelewing se kerkwees begin rafel die ander goed ook op 'n manier uit. So die punt is, dis makliker om saam met 'n accountability partner te hê. Jy weet, dis baie makliker om te gaan draf as daar nog iemand saam met jou gaan draf. Is baie makliker om op 'n dieet te gaan as jy weet daar's nog iemand anders saam met jou op die dieet. So die punt waarop dit kom is om te sê, dit begin vir vernuwing van die gemoed. So kom ons gaan na die tweede een toe oor die samelewing, transformasie van strukture, sistemiese verandering. Want Paulus sê, julle moet nie aan die wêreld gelykvormig word nie. In die wêreld, die woord aion verwys hier na heersende sisteme, strukture en die kultuur. Met ander woorde, dis nie net as jy verander en jou sisteem verander nie, dan verander jou sisteem jou weer terug na waar jy was. So alles moet verander. Sosioloog soos Kurt Lewin het ons geleer, sisteme het 'n inherente weerstand teen verandering. Daar's altyd 'n backlash in enige verandering. Of dit 'n sisteem van 'n gesin is, of 'n sisteem is van 'n huwelikskappel, of 'n verhouding, of wat ook al, daar's altyd 'n weerstand teen verandering. Dis deel van die proses om dit te onthou en te besef. Daarom vereis sistemiese verandering 3 stappe. En ons hou dit eenvoudig, ons praat van ontvriesing, unfreezing, met ander woorde die bestaande sisteem moet gedestabiliseer word deur die status quo, die gewone ding te bevraagteken. Jy vra net, hoekom? Wie doen ons, help ons die meeste hiermee? Kinders. Ek bedoel, waar het jy al soveel hoekoms gehoor as by 'n kind? Maar ons moet weer teruggaan na daai 2-jarige gedrag toe, en net met alles wat ons net 'n slag vra, hoekom? Hoekom doen ek dit op die manier? Ek kan dit dalk op 'n ander manier doen. Hoekom is die sisteem so? Ons kan dit verander. Ek kyk vanoggend na mense wat inkom en ek dink by myself toe die een persoon inkom met lekker losgeknoopte hempe al daai goed. Ek dra graag hierdie, want ek hou nie daarvan as ek optree en ek raak hiperaktief en ek begin sweet. Ek hou nie daarvan dat sweetkolle op my lyf wys nie. So dis hoekom ek 'n baadjie dra. Ek kan nie Karl Bolev hier staan nie, want dan gaan julle anyway. Dalk vroeër jare, maar nou nie meer nie. In elk geval, so met ander woorde, julle onthou nog die tyd waar die kerkrade ingekom het met die lang manelle en goed. Daar het op 'n dag gevra, hoekom? Statussimbole van 'n tyd, kultuur. En dit het verander. En wat die lekker van dit is, nou bly die mense langer wakker in die erediens. Want jy's gemakliker. Is maar net een voorbeeld daarvan. Dis die ontvriesing. En saam met dit is daar 'n tweede fase wat gebeur en dit is changing. Nuwe strukture en praktyke moet in plek kom en dit vat oefening, dit vat tyd. Dit vat durf. Dit vat mekaar se hande saamvat om dit te doen. Maar dit kan gebeur en dan die hervriesing, refreezing om dit so te stel. Die nuwe stelsel word geïnstitusionaliseer en gestabiliseer. En dis wat die hervorming gedoen het. Die hervorming het presies die gesag van die Rome, die Romeinse kerk, Rooms-Katoliek beteken net, Katoliek beteken algemeen, Rooms is kerk van Rome, Katolieke algemene kerk wat oral was, dit was die hoofkwartier as ek so kan stel. En onmiddellik het daar 'n klomp veranderings gebeur en daar het die protestantse beweging waarvan ons deel is en die charismatiese dele en dies meer ontwikkel. Maar nuwe strukture van kerkregering en teologie is geïmplementeer, nuwe tradisies is gevestig. 15 jaar terug het ons nie dit in 'n gemeente gedoen nie. Ons is nog steeds aan die verander. 10 jaar terug het ons nog die kersies opgesteek nie. 'n Aantal jare terug het almal uit die nagmaalsbeker uit gedrink. Saam. So die goed verander. Maar daar's wat ons vergeet is, daar's 'n spirituele dimensie by verandering wat ons nie moet misken nie. Paulus verstaan dat 'n sistemiese verandering is nie net 'n tegniese probleem nie,
maar 'n spirituele uitdaging. Hy skryf in die latere hoofstukke 6, skryf hy van die magte en die maghebbers, die bose geeste in die lug. Bedoeling daarmee, ons moet nie die krag van boosheid onderskat nie. Daar's 'n spirituele dimensie in onregverdige strukture wat deurbreek moet word deur gebed, profesie en radikale gehoorsaamheid aan God se wil, want dan verander goeders. Anders keer dit weer terug na wat dit was. Die beweringe wat deur die luitenant-generaal gemaak word, teken ons nou 'n prentjie van 'n kriminele syndikaat wat nie net individuele polisiebeamptes omkoop nie. Wat vir my sleg is hoeveel van julle wat in die polisie is of was, en julle weet julle was nie vrot nie. En julle weet daar's goeie mense nog steeds daar. Maar die goeie kan nie bly opstaan teen die bose as daar nie hulp kom vir die goeie nie. En daarom is dit so belangrik dat hierdie kommissie wat aangestel is, Madlanga, dat dit tog sy vrae sal vra. My vraag by ons is natuurlik, kan dit verander? Kan 'n stelsel wat gekorrup is, getransformeer word? Kotter, een van die voorste navorsing oor organisasieverandering, beklemtoon juist die belangrikheid van wat hy noem 'n sense of urgency. Wanneer ek die MBA-klasse aanbied, bied ek Kotter so goed ook aan die fases van verandering en strukture. Maar interessant, iemand vra eendag vir hom, maar die goed verander dan nou nie. Ons gaan deur al die fases, maar het verander nie. Toe sê hy, laat die vure net nog meer brand. Verwysend daarmee na 'n olieboor wat in die brand geslaan het op daai stadium. Wanneer reageer mense vinnigste? Wanneer daardie olieboor so ontplof dat dit lyk asof hy die land langsaan ook aan die brand gesteek, dan skielik is almal daar. So create a sense of urgency meer as ooit. En ons is deel daarvan om dit te help gebeur in Suid-Afrika. Ons is nie magteloos nie. En daarom sê Paulus, jy sê die dringende oproep om te sê, om nie gelykvormig te word nie, en daarmee saam die inspirerende visie van God se wil, naamlik wat vir God goed en aanneemlik en volmaak is. So die rol van mense soos waarheidsonthouers, die sogenaamde whistleblowers, die mense moet beskerm word, want hulle sit hulle lewe op die spel. Ons weet van hulle was al doodgeskiet in hierdie verband. En natuurlik wil mense jouself terughou, maar as 'n gegewe punt waar as een persoon se moed die katalyse kan wees vir alles wat kan verander, soos Martin Luther en so kan ons die geskiedenis name van mense noem. En sien net hulle nie, dis mense saam met hulle, maar hulle het so van die naamfiguur geraak vir die beweging van verandering en dit kan nog weer gebeur. So die tyd sal vir ons leer wat hier uitkom. Maar is duidelik dat dinge nie meer dieselfde sal aangaan nie. En dis waar hoop begin. Nie in 'n ontkenning van die donker nie, maar in die erkenning van God se lig sal bly deurbreek. Ek het sommer net 3 voorbeelde uit die geskiedenis gevat. Oos-Duitsland sal julle onthou daai muur wat daar regdeur Berlyn geloop het. In 1989 het die mense vreedsaam begin bid en protesteer teen die nazi-stelsel en binne maande het die Berlynse muur geval sonder dat 'n skoot afgevuur is. In Suid-Afrika, ons ken self die geskiedenis van sisteme wat mekaar probeer help het en ander benadeel het op die ouend, het duisende intercessors en aktiviste same pad van versoening geloop en sit ons met 'n land wat 'n hoop is vir die wêreld. En ja, ons doen nie al die goed reg nie, maar ons het ten minste 'n paar goed wat ons begin reg doen het. In Rwanda, na die 94 volksmoord, het gemeenskappe deur waarheid en vergifnis begin herstel en die kerkgebaseerde inisiatiewe het daardie sistemiese verandering bly moontlik maak. Punt is, ons kan nie ophou kerk wees nie. Wanneer mense met morele moed opstaan, wanneer gebed en waarheid saam hande vat, wanneer gemeenskap weier om te buig voor vrees, dan begin verandering, nie altyd vinnig nie, maar dikwels en gewoonlik onherroepelik. En dit bring my by die laaste punt, die integrasie van alles. Die integrasie van persoonlike vernuwing en sistemiese hervorming as een beweging. En dis wat Romeine 12 vers 2 so nice maak, daai vers wat regtig sê, die twee goed vleg saam, want ons persoonlik verander, ons sukkel om persoonlik te verander as strukture onveranderlik bly, so ons moet verander om die struktuur te verander, en die struktuur moet verander om ons te kan verander. En dis daai wisselwerking wat gebeur. En die hervorming het dit beliggaam, want Luther se persoonlike worsteling met sonde, skuld en vergifnis by God soek, en nie vir 'n priester gaan vra vir vergifnis nie, het gelei tot 'n teologiese deurbraak wat
kerksisteme getransformeer het. En institusionele hervormings het daaruit gehelp om mense te help om hulle geloof op nuwe maniere te beleef. Aantal jare terug skryf 'n ou met die naam van Pieter Senge 'n boek en hy praat van learning organizations. Ek wil nie al die goed daar vir julle wys nie, maar die hart van daai goed is onder andere so 6 van die goede wat 'n rol speel. Maar 2 van hulle is vir ons doel belangrik. Die een is, daar moet 'n gedeelde visie wees en daarmee saam moet jou denkmodel verander. Want jy gaan nie 'n nuwe visie kan bereik met dieselfde denkmodel nie. Jou kop moet verander om jou rigting te kan verander. En as jou rigting kan verander, dan kan jou kop ook verander. Daai 2 goed moet saamloop. Anders gestel, jy gaan nie 'n nuwe mens of 'n nuwe ding doen, solank jy nog met 'n ou model in jou kop werk nie. Dis so goed soos om 'n Datsun engine in 'n Mercedes te sit. Hy kan loop, maar hy gaan nie ver kom nie, of goed doen nie. Ons het al die Datsun gehad, so ek weet waarvan ek praat. Ons het nog geen Mercedes nie. Ons kan maklik moedeloos raak in ons land. Want wat maak jy as jy ministers nie meer kan vertrou nie? As jy hoofvlak polisiebeamptes nie meer kan vertrou nie, as jy lede van die parlement nie kan vertrou nie. Maar daar is tog hierdie tekens van hoop wat opkom, en die tekens van hoop is dat 'n kommissie van ondersoek aangestel is, dat daar in die openbare gesprekke gevoer word. Hierdie ontvriesing van Lewin se model is al reeds aan die gang. Die status quo word uitgedaag. Mense vra. Maar dit vereis volharding, dit vereis dat ons morele moed sal bly hê. Dit vereis dat ons as Martin Luther sal saamwerk in sistemiese hervorming in ons eie identiteit en nie deel raak van 'n korrupte stelsel nie. Want die doel van alle verandering, persoonlik en sistemies, is volgens Paulus dat ons kan onderskei wat die wil van God is, wat vir God aanneemlik en goed en volmaak is. So die punt is nie verandering ter wille van verandering nie, dis om in lyn te kom met wat God bedoel het vir ons as mense. En dis waar in hervorming Sondag ons herinnering. Verandering is nie net moontlik nie. Dis ons roeping. Ecclesia reformata semper reformanda is die slagspreuk wat gebruik is. Die kerk hervorm en word altyd hervorm. Kan dit verander? Jep. Ek dink so. Ek hoop jy dink ook so. Of kan so dink. Want Romeine 12 vers 2 sê vir ons, ja, dit kan verander. Dit vra 'n voortdurende verandering van ons gemoed. 'n Voortdurende verandering van hoe ons dink om by te kom op God se wil. Dit vra 'n voortdurende weerstand teen gelykvormigheid, om nie net soos 'n klomp skape agter 'n verkeerde rigting aan te hardloop nie. Dit vra voortdurende onderskeidingsvermoë om God se wil te beproef en te bly onderskei. So die vraag is nie meer, kan dit verander nie, maar die vraag is, sal ons dit verander? En soos die hervormers word ons geroep om agente te wees van transformasie in ons eie lewens, in ons eie gemeenskappe, in die strukture wat ons omring. Om ook op 'n dag te kan sê, hier staan ek kan nie anders nie. Ek doen dit so. Dit is interessant, ek het weer nagedink, ons naam, Nederduits Gereformeerde Kerk, ons noem hier die Kuswegkerkie aan een, maar ons dieper naam, vir die wat nie onthou nie, ons behoort aan die deel van die reformatie wat genoem word, die Nederduitse, met andere agtergrond van Europa, Europese agtergrond sal ek maar sê, in terme van taal, Gereformeerde Kerk, ons moes eintlik reformerende gehou het, want ons is eintlik aan die verander, maar gereformeerd om te sê, ons staan by die hervorming, ons bly hervorm. So ons kerk se eie naam sê, ons bly hervorm. Ons bly groei, al hoe nader aan God se wil. Al hoe meer ons denke en ons lewe vernuwe na God se wil. En dis waar die nagmaal my herinner, en ons herinner, want toe Jesus sy lewe gegee het, was hy die fluitjieblaser, die whistleblower, die waarheidsuitroeper, teen alles in sy tyd. En het hy sy lewe daarvoor gegee, om persoonlik mense te laat verander, en sistemies 'n hele verandering te bring, waaruit die beweging kom, waaruit ons as geloofsgroep uiteindelik in ons eie bekering gekom het. Dit het die hele wêreld verander.
So wanneer ons die nagmaal vandag gebruik, wil ek die woorde so 'n bietjie iets anders maak. Ek wil hê jy moet dit so dink om te sê, Jesus, soos u liggaam en u bloed, die lewe gegee het om ons vry te maak, gee ek nou my liggaam en ek gee my bloed, my lewe vir u. Dis nie net brood en wyn nie. Dis 'n commitment. Ek gee myself vir u. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Maar neem en eet en onthou ook dat jy jou liggaam gee vir Jesus. Die beker van danksegging is gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir alle sondes. Maar dink ook daaraan dat jy jou bloed, jou lewe gee vir Jesus. Aangezien die Here ons deur hierdie tekens aan sy tafel gevoed het, dat ons almal saam sy naam met dankbaarheid prys en ons harte soos volk saamstem en doen, soos Paulus vir ons gee in Romeine 12, ons teksvers. Ons moet nie aan die sondige wêreld gelyk word nie. Maar ons laat God ons verander deur ons denke te vernuwe, sodat ons ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Here, dankie dat ons kan glo verandering is moontlik, kan hoop verandering is moontlik, omdat u liefde verandering moontlik gemaak het. U ken elkeen van ons sy eie situasie, eie unieke uitdagings op persoonlike vlak, in terme van die sisteme waarin ons beweeg, die organisasies, wil u ons katalysators van liefde maak. U disippels, bly hou. Amen.